Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Welkom. Mag die woord van die Here vir jou tot groot seën wees vandag. Ek bid dat die Here se seën op hierdie woord sal rus. Ek wil en sal jou dalk verbaas met jou praat oor die man wat die dood nog nooit gesien het nie. 'n Man met die naam van Elia. Hy het gelewe 3000 jaar gelede en hy het die dood nog nooit gesien nie. Dit staan hier geskrywe in 2 Konings vers 1, hoofstuk 2 vers 1. En toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. Nou ons almal weet wat daar gebeur het tussen Elia en Elisa. Andersins gaan lees gerus 2 Konings hoofstuk 2. Maar dan kom ons spesifiek hierso by vers 11. Dat die twee het nou saamgestap die hele dag deur. En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep, my vader, waar van Israel in sy ruiters? En hy het sy klere gegryp en dit is in 2 stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia, wat van hom afgeval het, en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel, en Elisa het deurgegaan. Wat 'n wonderlike gedeelte in God se woord. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u lieflike woord. Ag, en ons wil nou bid en vra, sal u nie in die groote liefde en in die kosbare genade, ook wat hierdie woord betref, oor u dienaar Elia, die man wat nog nooit gesterwe het, tot vandag toe, se lewe, sal u tot ons spreek, ook deur sy lewe vandag, in Jesus naam. Amen. So vriende, dis nogal skrikwekkend om te dink dat ek en jy dalk dieselfde ervaring as Elia gaan hê eendag. Ek bedoel, as die wegraping plaasvind, gaan ons die dood ook nie sien nie. So die feit dat die wegraping op hande is, dit kan enige dag plaasvind, enige week of maand in die nabye toekoms, beteken ons sal 'n Elia ervaring hê. Is dit waar? Wel, natuurlik, as die Here in ons leeftyd kom, sal ons 'n Elia ervaring hê. Die man van God, wat die dood nog nooit gesien het nie. Elia se toewyding aan God, skok 'n mens en daag jou uit. Elia, hy was gestuur om die koning Agab, te konfronteer. Elia is een van die mees indrukwekkendste figure in die ganse Bybel. Hy spreek en tree op in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ons kan dit van geen ander persoon op hierdie stadium sê, wat in die Ou en Nuwe Testament opgetree het. Hy het in die Ou Testament sowel as in die Nuwe Testament opgetree. In die Ou Testament, in die jare 850 voor Christus, het hy opgetree in die landstreek van Israel. Maar, toe Jesus op aarde was, het Elia verskyn op die berg van verheerliking, het hy saam met Christus verskyn, waarvan ons lees
in die Nuwe Testament, in die boek Matteus en ook in die boek Lukas, waar Elia sy verskyning gemaak het. Hy is die tweede oudste mens wat leef. Daar's een man ouer as hy, wat nog nooit gesterf het. Van hom lees ek en jy in die Genesis verhaal in Genesis hoofstuk 5. Man met die naam van Henog. Henog het met God gewandel en op ouderdom van 350 jaar het God hom weggeneem na die hemel om die dood nie te sien. So vandag is daar letterlik twee mense in die hemel wat nog nooit gesterf het nie. Een se naam is Henog en die ander een se naam is Elia. Die een het gelewe 5000 jaar gelede en die ander een bykans 3000 jaar gelede. Dis die twee oudste mense wat nog nooit gesterf het nie, lewe nog steeds. So wat Elia betref, as ons na die skrif gaan kyk, dan tref dit ons geweldig, veral 1 Konings hoofstuk 17 tot 21, as jy meer wil gaan lees oor die lewe van Elia in die tyd van koning Agab, wat die Here hom gestuur het, en hoe hy Agab gekonfronteer het, en dit is legendaries, dis eintlik 'n moed om te lees. Hoofstukke 17, 18, 19, 20, 21 van 1 Konings is eintlik 'n moed om te lees, want daar is 'n legendariese verhaal oor die legendariese figuur oor Elia, en ook hoe hy weggekruip het vir koning Agab, dat hy hom gesoek het vir meer as 3,5 jaar. Onthou, Elia is die man wat vir koning Agab gesê het, jou sondes is so groot, en met jou vrou Jezebel en die afgoderry wat julle bedryf, het sal nooit weer reën, tot die dag wat ek sê dit sal reën. En vir 3,5 jaar lank het daar nie 'n druppel reën in die land Israel geval. Daar was 'n vreeslike hongersnood en 'n droogte en 'n soeke na water. En na 3,5 jaar, toe het Elia hom eers weer vertoon aan koning Agab, en toe sê hy, die reën sal kom. En hy was ook die man wat vuur uit die hemel gebid het. Wat Elia so besonders maak, hy kon water uit die hemel bid, hy kon ook die water beveel, die reën om weg te bly, vir 3,5 jaar op God se woord. Maar hy kon ook vuur uit die hemel laat val. En hy by 3 geleenthede, ten minste 3 geleenthede, lees ons in die Bybel, wat hierdie man laat reën het. En hy is ook die man wat verantwoordelik daarvoor was, dat 850 valse profete geslag is. Dit kan jy gaan sien in 1 Konings hoofstuk 18, dis kom ek gesê het, 1 Konings 17, 18, 19, 20, 21, dit is 'n moet lees. Jy moet regtig 'n bietjie tyd neem, dan gaan lees jy die skrifte daar. Nou, wat die Nuwe Testament betref, word hy vermeld, behalwe dat hy saam met Jesus was, op die berg van verheerliking, Jesus van hom gepraat het, hulle op 'n stadium vir Johannes die Doper gevra het, of hy Elia is, en hy het gesê, nee, hy is nie. Kom Jakobus, die diensknegt van die Here, en hy sê, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het gebid dat dit nie moes reën nie, en vir 3,5 jaar het dit op die aarde nie gereën nie. So hier's my vraag, Jakobus sê, Elia was 'n mens net soos ons, 'n gewone mens, die man van God, 'n mens soos ek en jy. Nou, hoe definieer jy jouself as 'n kind van die Here? Hoe kyk jy na jouself? Kom ons hou die vraag net eers vir 'n oomblik eenkant. Hoe definieer jy jou verhouding met die Here? Hoe sou jy dit definieer? Wanneer ek na Elia gaan kyk, dan is dit vir my verskriklik aangrypend dat die samestelling van sy naam is eintlik 2 goddelike name. Dit het te doen met Elohim en Jahwe, wat dan beteken, Jahwe is my God, en Jahwe is die verlossingsnaam van God. Soos wat die Seun van God 'n naam het, Jesus, het Vader ook 'n naam. Vader se naam is Jahwe. So, Jahwe is my God. Wat aangrypend is, die disippels van Jesus, in my verhouding met die Here, ons het ook 'n naam, en daai naam lees ons van in Handelinge 11, en ook in Handelinge 26. Almal van ons, as gelowiges, almal van ons as disippels van Jesus, het een en dieselfde naam, Christen. Jy lees in Antiochië vir die eerste keer in Handelinge 11 vers 26, is die disippels vernoem na die man wie hulle volg.
Ons volg Jesus Christus, die Seun van God. En omdat ons hom volg, dra ons ook sy naam. So in my verhouding met God, dra ek die naam van sy Seun, in die sin van, ek is Christen. As kind van die Here in ons verhouding met die Here, en as ons gaan kyk na Elia, in sy persoonlike identiteit, sien ons ook sy verhouding met God, want hy sê, Jahwe is my God. Dis wat sy naam sou beteken. So ek en jy as disippels van die Here, beroep ons op die Seun van God. Ons volg Christus Jesus. Daarom dra ons sy naam. So Elia, Jahwe is my God, vir die Christen, Jesus Christus is my Here. He is Lord of Lords. So as ek sê ek is 'n Christen, dan sê ek Jesus is my Here. Soos wat Elia sê, Jahwe is my God. Het hy in die Ou Testament gesê. Ons sê Jesus is ons Here. So hier is 'n baie belangrike ding. As ons na Elia se lewe gaan kyk, die verbasendste ding in die Bybel is, Elia verskyn in die Bybel as van nêrens. Ons weet niks van sy agtergrond nie. Daar's geen geloofsbriewe van hom nie. Hy verkondig net God se woord. Ons weet nie waar Elia vandaan kom. Ons het nie 'n benul nie. Die Bybel swyg geheel en al. In ander woorde, jou stamboom maak nie regtig saak nie. Wat maak dit saak waar ek en jy vandaan kom? In watse dorp ons gebore is? Waar ons groot geword het? Baie mense sal sê ek is van hier en ek is van daar. Maar ek en jy hoef nie 'n sekere stamboom voor die Here te toon of 'n sekere soort persoonlikheid om vandag voor die Here te staan nie. Ek en jy, ons is wat dit betref soos Elia. Ons kan nie bewys waar ons vandaan kom of sê waar ons vandaan kom of om dit te gebruik as 'n voet om op te staan voor die Here nie. En die ander ding wat ook aangrypend is van Elia, jou verlede maak nie saak nie. Dink vir 'n oomblik oor Elia. Al wat ons van Elia se verlede weet, daar staan net in die Bybel geskrywe, hy kom van Tisbe in Galilea, dis 'n bergreeks in die noorde. Verder weet ons niks van die plek nie. Ons het geen idee nie. Ons ken nie Elia se familie nie. Ons weet nie wie sy ma of sy pa nie. Wat ons wel weet, hy het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe. Hy verskyn as 'n buitestander op die toneel, op 'n tyd toe daar groot korrupsie was in Israel, veral onder koning Agab en sy vrou Isebel. Want daar staan in die Bybel, daar was nog 'n koning wat ooit geleef het, wat so mislei was, so op 'n verkeerde pad geneem is in sy lewe, soos wat Agab deur sy vrou Isebel verlei was nie. Sy is een van die grootste verluisters en afgodedienaresse in die ganse Bybel. So Elia, hy het nooit die koninklike egpaar persoonlik ontmoet. Ek praat oor van Agab en Isebel, totdat hy homself in die hof van Samaria bevind het, toe hy die korrupte regering van koning Agas aangevat het. Dit het hom eers in die koning se teenwoordigheid gebring. Nou wil ek ook sê dat my en jou agtergrond is nie belangrik nie. Wat belangrik is waar staan ek in verhouding met God. Dit is baie meer belangrik as waar is ek gebore en waar het ek groot geword en wie is my familie. Dit is my verhouding met God wat meer saak maak as enigiets anders. En sy persoonlikheid, as ons gaan kyk spesifiek na Elia en wat mense van hom gesê het, baie mense spekuleer oor Elia as jy gaan navorsing doen, want dit is eintlik maar wat dit is, hulle spekuleer net, maar hulle skryf en sê dat Elia 'n konfronterende persoonlikheid gehad, hy was hierdie obskure, groter dan die lewe, vreeslike figuur. Die Bybel weet niks van dit en van sy temperament nie. Jakobus in die Nuwe Testament stel dit Elia was 'n mens net soos ons. Hy was 'n doodgewone mens, net soos ek en jy. En jy sien, omdat ek met jou praat oor Bybelkarakters. Bybelkarakters
was mense net soos ek en jy. Dawid, Daniël, Paulus, Barnabas, Timoteus, Elia, almal doodgewone mense net soos ek en jy. En is waar, God het hulle geroep en het sy hand op hulle lewe gelê, maar inderwaarheid was hulle net gewone mense, wat almal van hulle 'n verhouding met die Here gehad het, en wat besluit het om gehoorsaam aan die Here te wees in hulle lewe. Hulle het die Here gekies as die God van hulle lewe, om hom lief te hê en hom te dien. Wanneer ek so gaan kyk na Elia, dan dink ek ook dat 'n mens se potensiaal maak nie werklik saak nie. Dit maak nie saak of ek en jy 'n diensknegt is, of ons 'n vrymens is, of ons 'n slaaf was. Dit gaan hieroor, gee ek myself en stel ek alles wat ek is en wat ek het tot God se beskikking. Dit gaan nie oor hoeveel geld het ek in die bank, wat is my nering, my posisie in die samelewing, is ek 'n CEO van 'n maatskappy, of werk ek maar net, is ek 'n werknemer, of is ek 'n werkgewer, het ek baie mense wat vir my werk, of werk ek onder iemand, is ek 'n wit boortjie, of het ek 'n blou boortjie, dra ek 'n oorpak. Daai dinge speel nie 'n rol in jou verhouding met die Here nie. Elia was 'n mens net soos ons, 'n doodgewone mens, maar wat hom so begaafd het, is dat hy met vertroue op God se woord gestaan het. Want toe hy uitgedaag word, toe sê hy, en hulle wil vir hom vra, daar in 1 Konings, hoofstuk 17 is my verskriklik aangrypend, en Elia die Tisbiet uit Tisbe in Galilea het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Hier is iets baie aangrypend. So waar as die Here, die God van Israel leef. Vriende, dit is in kontras met die Baals in Israel, daai lewelose afgode wat Israel so graag gedien het in Elia se dag. God lewe, hy sê, so waar as die God van Israel leef. Die Baals en die Astartes en die Milkons, hulle is dooie gode, sy het afgode. Maar in sy dag, hy sê, dat so waar as die Here leef, so die woord wat hy gee is, so waar as wat God in die hemel daar is, staan ek vandag voor jou. Weet wat is vir my so kosbaar, is dat Jesus sê, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding. Ek en jy kan sê, die Here leef, en hy het hom tot ons verbind. Ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van hierdie wêreld. En die ander ding wat ons oplet is, in hierdie tyd wat ek en jy inleef, in hierdie tegnologiese eeu wat ons in lewe, het ons die woord van die Here, en ons moet dit gehoorsaam. En dis nie 'n towerformule nie, of 'n towerspreek as ek sê, in die naam van Jesus nie. In Elia se dag, wat voor Jesus se dag was, kon hy gesê het, en hy het dit ook gesê, die God wie ek dien, ander woorde, die God voor wie ek staan. En daai betekenis is eintlik 'n tegniese betekenis in oorspronklike taal, wat beteken een wat staan in diens van 'n koning. So hy sê vir koning Agab, ek staan in diens van die koning van die hemel. Die Bybel sê in 2 Korintiërs hoofstuk 5, ek en jy is ambassadeurs van Jesus Christus. Ons is in diens van die Here. Ons is verteenwoordigers van Jesus Christus op aarde, as kerk van die Here, as Christene, die draers van sy naam. Ons gee ons uit, ons is kinders van God, ek is 'n Christen, as ek my uitgee, dan staan ek in diens van my Here en my Meester, Jesus Christus, ons Here. Elia, hy staan voor die Here God as 'n diensknegt.
voor sy meester en hy wag op sy bevele. Ek en jy is nie in diens van die Here om hom te probeer oortuig om vir ons te doen wat ons wil hê hy moet doen en die werk wat ons doen dit te ondersteun nie. Ons is hier om sy missie uit te leef, sy opdrag uit te leef, sy wil te doen, aan hom gehoorsaam te wees. Dit gaan oor sy eer, sy glorie en nie joune en myne nie. Ons staan in sy diens. Paulus sê, ek is 'n doelos van Christus. Ek is 'n slaaf van die Here. Ek is sy diensknegt. En die Bybel sê, as sy diensknegte moet ons getrou bevind word. Jakobus sê, Elia was 'n mens net soos ons. En hy het gebid, want Jakobus hoofstuk 5 begin, die inleiding daar is, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Dis in vers 16. In die volgende vers, op grond van die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag, lees ons, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dat op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Elia, 'n mens net soos ons, maar hy het die regte verhouding met God gehad. Wanneer hy gebid het die Here geantwoord. Die Here het met water uit die hemel geantwoord, dat het gereën. Die Here het met vuur uit die hemel uit geantwoord, want hy het God se woord geglo, en hy was gehoorsaam aan die Here. Elia, 'n mens net soos ons. In die tuin van Getsemane het Jesus 3 maal gebid. Kan hierdie beker by hom verbygaan? In 2 Korintiërs 12 het Paulus 3 maal gebid. En die Here het gesê, my genade is vir jou genoeg. Toe hy bid, Here, kan U nie die doring in my vlees wegneem nie. Maar Elia, sien ons in Konings, het 7 maal gebid. 7 maal het hy sy hoof tussen sy bene gedruk en hy het gekniel en hy het geroep tot die Here. En elke keer vir sy dienaar gestuur om te gaan kyk of daar 'n wolkie kom oor die see. En toe hy die 7 maal die 7de keer gebid het, toe het God geantwoord. Soms moet ek en jy aanhou bid. Jy het miskien 1 keer oor die saak gebid, jy het nog nie jou antwoord gekry nie. Jy het dalk al 'n 2de keer gebid, jy het dalk al 'n 3de keer gebid. Kan jy dink Elia na 3,5 jaar, toe hy moet bid dat die reën moet terugkeer na die aarde toe. En die 4de keer stuur hy sy dienaar, die 5de keer stuur hy sy dienaar, die 6de keer stuur hy sy dienaar, en die 7de keer, toe roep sy dienaar en sê, daar kom 'n wolkie, so groot soos 'n man se hand aan oor die see. En hy sê vir hom, sê vir Agab, span jou wa in. Die reën kom, die Bybel sê, binne oomblikke, toe is die lug gevul met wolke, en daar het 'n groot reën gekom. Jy sien, wanneer dit by gebed kom, is ons almal dieselfde. Ons kom almal in die naam van Jesus, dieselfde Jesus, voor God, ons hemelse Vader. Daar is geen verskil nie. As ons kom in die naam, deur die bloed, deur die gesalfde seun van God, voor die Vader, staan ons almal op dieselfde vlak. Elia was 'n mens, net soos ons, want hy het gestaan voor Jahwe God. Ek en jy kan voor God gaan staan in die naam van Jesus Christus. En in daardie opsig staan ons almal gelyk voor die Here. En daar staan, en Elia het ernstig gebid. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hy het ernstig gebid. Die Bybel sê, en hy het weer gebid. So, hy het aanhoudend gebid. En dis die een ding wat ek en jy vandag kan leer by hierdie dienaar van die Here. Hy het nooit opgehou om te bid nie. In sy verhouding met die Here was dit vir hom 'n baie belangrike saak. Letterlik in die oorspronklike teks staan daar, hy het gebid in gebed. Ander woorde, Elia se hart was in die gebed. Dis nie maar net woorde nie, maar hy het hom voor die Here verneder, want die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Laat my dink
Daar was eendag 'n gemeentebyeenkoms met 'n algemene bidtuur wat hulle sou gehou het. En die was hierdie een broer en hy was altyd baie bekend dat hy begin en dan bid hy, sy gebed is om die wêreld. Hy begin bid in Suid-Afrika en dan bid hy en dan so bid hy verder en verder en verder. En in sy gebed, 'n lang gebed, dan bid hy so reg rondom die hele wêreld, want wat hy eintlik maar doen is, hy bid vir die hele wêreld. En eendag terwyl hy so in die gebedsbyeenkoms besig was om te bid, toe kon een van die manne wat daar kniel dit nie meer uithou nie. En desperaat roep hy uit en hy sê, vra hom net iets. Vra hom net iets. Want dis waaroor gebed gaan. Bid jy maar net, Here, maak almal in die hospitaal gesond. Here, maak almal in my familie net gesond en sorg vir hulle almal. Wat wil jy hê moet die Here doen? Die gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons. En hy het gebid. En hy het weer gebid. En hy het weer gebid. Hy het weer gebid. Hy het 7 maal gebid. En God het met water, met reën uit die hemel geantwoord. En weet jy dat Elia is nog nie klaar nie. Hy, die man wat nog steeds lewe vandag, 2000 jaar gelede, 850 jaar na sy geboorte, het hy lewend uit die hemel aan Jesus verskyn, sien ons op die berg van verheerliking. Maar die Bybel sê, hy het teruggegaan hemel toe, maar hy kom weer in Openbaring hoofstuk 11, voor die groot en deurligtige dag, die sigbare wederkoms van Jesus Christus plaasvind, kom Elia terug na hierdie wêreld toe. Wanneer ons in Openbaring hoofstuk 11 lees, dan sien ons, hulle laat vuur uit die hemel kom, Elia en sy kollega, 2 wat gaan kom, en sien ons, in die dae van hulle profesie val daar geen reën op die aarde nie. Elia het nog nooit verander nie. Hy is nog dieselfde. Vuur kom uit wanneer sy bediening weer begin en reën word van die aarde af weggehou in die dae van sy profesie. Wat 'n man, Elia, 'n man net soos ons. En hy het gebid, ernstig gebid, en hy het weer gebid. Wat leer ek en jy vandag as dit kom by hierdie man, Elia? Wat ontdek ek en jy wat ons uit sy lewe kan leer? Elia het my geleer wat in gebed vermag kan word. Hy het gesê, Jahwe is my God. Maar ek en jy sê, Jesus Christus is ons Here. En in sy naam staan ons almal gelyk voor die hemelse Vader. Kan ons nie na hom toe gaan in gebed nie. Vader, in die wonderlike naam van Jesus. Here, ons is nie Elia nie. Ons wil ook nie soos Elia wees nie. Behalwe wanneer dit kom by gebed, wanneer ons by hom iets leer. En Jakobus vir ons leer van hierdie man se gebedslewe. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia het ernstig gebid en hy het weer gebid en U het geantwoord. O Here, gee dat ons daardie selfde volhoudbaarheid in gebed sal openbaar. Here, dat ons dieselfde vasbyt en vashou sal openbaar om te sê, Here, ek gaan U nie los tensy U my seën, soos 'n Jakob van ouds, wat toe hy met die man geworstel het in sy tent daardie nag, en die Here sê, laat my gaan, die dag gaan nou breek, toe sê hy, ek gaan U nie laat gaan, tensy U my geseën het nie. Here, en Elia het U nooit laat gaan, totdat U geantwoord het. Toe hy daar gebid het voor die Baal profete, het hy geroep en God het met vuur uit die hemel geantwoord. Toe hulle gekom het om hom gevangene te neem, het hy gebid en vuur het op hulle geval. Toe hy vir die koning gesê het, op my woord sal dit nie reën nie, tot die dag wat ek spreek, vir 3,5 jaar het nie gereën nie. Jakobus sê, hy was 'n man, net soos ons. Vader, in die naam van Jesus, kan ons as kind van God, as Christene,
mense wat die naam dra van u seun Jesus Christus, wat deel is van hom, na u toe kan kom, om ons te verootmoedig, soos u woord sê, laat ons na die troon van genade gaan, om barmhartigheid te verkry, en genade te vind, om op die regte tyd gehelp te word. Here, op die nuwe en lewende weg, deur die bloed van Jesus, deur die voorhangsel heen, waar Jesus vir ons as voorloper, as ons hoëpriester ingegaan het, kan ons vandag in die naam van Jesus, Jahwe, Here God, Adonai Jahwe, ons kan u teenwoordigheid betree, die allerhoogste God, El Elyon, El Shaddai, ons kom in die naam van Jesus, met ons hartsbegeerte, en ons kom stort ons hart voor u uit, en Here, ons weet, wanneer ons bid in die naam van Jesus, Jesus het ons geleer gesê, wat julle die Vader in my naam vra, sal hy doen, sodat die Seun en die Vader verheerlik kan word. Vader, word verheerlik in ons lewe. Jesus word verheerlik in ons lewe. Vader, dit bid ons om sy naams ontwil. Amen en amen. Mag die Here jou seën tot 'n volgende keer. Laat hierdie woord brand in jou hart. Elia, 'n mens net soos ons.